wil vandag met jou gesels oor 'n tema. Die Heilige Gees bring hoop. Ons is op pad Pinkster toe en ons Heilige Gees gereduseer tot sekere dinge en dan kom 'n openheid, ek glo om gaan skuif kom waar dit nie meer tale en uitleg van tale is nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, daar is soveel meer as net die 9 sigbare gawes van God se Gees. En waar Heilige Gees werk, kom daar hoop. En hoor gou 'n bietjie mooi. Hoop aktiveer geloof en liefde. Hoop aktiveer geloof, liefde. Ek is glad nie meganies aangelê nie. As ek my pa vra, ek is nie baie goed as ek kom my kar en as ek kar weg, dan breek ek gewoonlik. Maar ek het dan 2 goed geleer as my karre kom. En Johan, jy gaan my waardeer daarvoor. Johan is 'n mechanic. En hy sal nou weet, maar as 'n kar stop nie deesdae nie, as 'n kar stop, is fout met die kar deesdae, nê? Jy stop nie net omdat hy wil stop nie. As hy stop, is daar 2 dinge. Eers dink ek wat petrol is. Die tweede dink ek wat vuur is. Okay? As 'n kar nie leeg is daar nie vuur nie, en ek wil 'n analogie deurtrek gegaan om te sê, as daar nie hoop is nie, is daar nie regtig geloof en liefde nie. En wat ek wil vanoggend 'n bietjie leer dat hoop aktiveer geloof en liefde. En ons in die laaste paar jare is al baie geteach gewees oor geloof en daar's baie 'n golf van liefde gewees. Maar ek het vandag nog gesels 'n bietjie oor die hoop. En dis die vuur binne in jou geloof vandag. Nou wat is hoop? Hoop is die vars bries van môre wat vandag in jou gees invloei. Armand, jy moet byhou vanoggend, jy moet byhou seun. Ek hoop jy hou by vandag. Hoop is die vars bries van môre wat vandag in jou gees invloei. Hoop bring iets van môre vandag toe. En ek praat vandag met 'n klomp Afrikaans sprekende mense en van baie van hulle sê, maar kyk wat gebeur in ons land, daar klomp van ons geïmmigreer en gevlug Amerika toe. En vanoggend is daar klomp uitgestuur op 'n WhatsApp groepie, pas op, hulle gaan die land vandag oorneem, Afrikaanse wit kerke gaan oorvat. Ek praat vandag met 'n klomp mense wat baie keer nou al hulle hoop verloor het. En as ons nie hoop wat ons ervaar in ons toekoms nie, spoel oor ander mense toe. Ek weet nie of jy al agtergekom het, maar jy 'n ou moet wat hoop het. Nee, jy wel moet. Hy het sommer net lief. Ou wat hoop het, hy hou van almal. Hy's lief vir almal, hy hou van almal. Hy's 'n nice ou man. Jy wil by hom wees. Maar daar's mense wat hopeloos geword het en kyk, hulle is vasgevang in 'n tronk van onsekerheid. En hierdie tronk maak iets binne jou los. Selfsugtige begeertes en selfgesentreerde frustrasies. En as jy nie die vars bries van môre in jou gees het nie, dan gaan dit als oor jouself gaan. Gaan vir jouself en jy ontdek hierdie lelike self, die lelike ek, né? En ek het nooit genoeg nie en niemand is lief vir my nie. Ken jy daai ou? Het jy al so ontmoet? Hy is baie keer so in 'n hoekie en dan sing hy vir homself, nobody loves me. Né? Dan sing jy vir hom, Jesus. Nee, hy sing nie dit nie. Ek het vanoggend gehoor, ek hoor vanoggend daar's 'n nuwe weergawe vir Afrikaanse volk van Jesus min my en vergewe my. Maar hy gaan Jesus min my salig lot. Ek hoor uit die woord van God, al is ek ook swak en wit. Nee man. Dis mos nie jy werkie. Jy het hoop vir môre. Jy's geroep vir meer as dit. Maar baie keer kom ek in die plek en ek gaan sit in my hoekie en is ek in my hoekie en jy en joune. En ek wieg. Niemand hou van my, Donald Trump kan my nie red nie man. Maar sien, waar daar hoop in jou lewe is, dan kom daar eweskielik 'n vloed van geloof in. En dan vat dit die fokus van jouself al weg.
Maar wanneer jy jouself gaan, word jy vasgevang in die tronk, en jy word al hoe vaster en vaster, en ek wil vandag met jou gou 'n teks lees, blaai saam met my na Jesaja, hou nog nie toe gaan nie, op die bord, maar jy kan nie op die Bybels toe gaan, Jesaja 44, vers 1 toe, en ons gaan vanoggend met hierdie teks bietjie werk, ons gaan begin ons speel volgende, is dit reg so? Ons gaan nie lang wees nie, daar's nie rugby nie, Formule 1 is eers 3 uur vanmiddag, die skaapbout, almal is op 'n app deesdae mos, nee, so ek kom afsit van die huis van die kerk af. Ek gaan so doen, Arman, dankie. Maar luister nou my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het, so sê die Here, jou maker en jou formeerder van die moederskoot af wat jou help. Wees bang. Ek het nie gekies nie. Nee, hy sê, wees nie bevrees nie, Jakob my knegt en Israel wat ek uitverkies het, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakommelinge en hulle sal uitsprei tussen die grasse soos die wilgerbome wat by water loop en die een sal sê ek behoort aan die Here en die ander sal die naam van Jakob uitroep en die ander sal met sy hand skrywe ek behoort aan die Here en hom met die erenaam Israel noem. Eerstens, aan wie behoort hierdie belofte? Aan wie is dit gerig? Aan Israel. Israel kom telke male by 'n hopelose punt en hoor my, ergens in die lewe gaan jy ook al uitkom. As jy langer as 5 minute lewe, gaan jy weet dat ergens op 'n plek kom waar lewe net taaf raak en dan vir jou sê welkom by die klub van die hopeloses. Dis onafwendbaarheid van die lewe en jy kan opstaan en daai teks sê, wat ek wil sê, Moses 1 vers op, wat ook al, wat, nee, dit gaan jy altyd help, as jy moedeloos, daar's nie 'n teksversie vir depressie nie, daar's nie 'n teksvers vir mense om uit 'n plek te kry waar jy nie meer kan hopeloos voel nie, maar, elke nou en dan, kom maar 'n ding verby, en is hoop. Ek het al gebid, Here kom haal my. Jy kan bly wees jy het nie dit gehoor nie, hoor. Imagine. Mense wat moed verloor het, hulle wat moed verloor raak, hulle verloor hulle hoop. En telke male kom Israel by 'n plek wat hulle moed verloor en dan moet die Here in een of ander vorm verby van 'n profeet kom en sê moenie worry nie, I've got you en alles gaan oukei wees, ek is met jou. En dan in die eerste plek kom Jesaja en hy rig hierdie belofte tot Israel, maar in die tweede plek glo ek dat hierdie is nog steeds 'n vars vir my en vir jou wat die uitgieting van God verstaan. En verstaan dat die uitgieting van God se gees ook vandag nog geld. God se uitgieting van sy gees is soos steeds vandag relevant. Want sien Galasiërs 3:21 sê volgende, en as julle aan Christus behoort, is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename, wat vir my sê, dat daai belofte is vir my ook. En Israel se geskiedenis, ek baie hou van geskiedenis, Israel se geskiedenis is baie interessant tot vandag toe. Elke nou en dan is 'n bietjie hoop in Israel. Israel is 'n nasie van hoop. As jy die laaste 100 jaar van hulle verstaan, sal jy weet dat hulle word aangevuur deur die ou skrifte. Nee? Die Ou Testament, dit vier land. En dan kom 'n ou soos Ben Gurion en hy staan op en sê die Here het Israel beloof die volgende. En Israel se wonderwerk. Israel is een groot wonderwerk. Hy moet nie bestaan nie. Maar alles daar bestaan niks nie. Daar moet niks bestaan nie. Maar alles wat hulle het word gedryf deur geloof. Daar was niks nie, maar daar's groen vrugteboorde. En alles word gedryf deur geloof en deur hoop. En dan kom die wêreld en vat die Wesbank en
en die hele wêreld skree. Israel van die Wesbank en die hele wêreld skree. En dan bou hulle die lewensentrum en almal is kwaad vir hulle, maar dan gebruik hulle die woorde, maar God het beloof. Israel is soos 'n sekulêr soos môre heeldag, maar hulle gebruik die woorde God het beloof. En eintlik het al die bestaansreg eenmal grond. Maar al die hoop wat vir hulle 'n drywer is. Hoeveel te meer vir my en jou as Nuwe Testamentiese gelowige moet ons nie kan hoop hê nie. In Suid-Afrika, ek hoop dat God kan 'n verandering bring. Ek hoop dat hierdie profetiese woorde nie vir Israel is nie, maar 'n vervulling is vir elkeen van my en vir jou. Dat God sal sy gees soos water kom uitgiet op elke dorsland. Maar ek sê, Here, maar doop my weer in die gees, Here, doop my, nie in tale praat nie, maar daar 'n stuk hoop sal opspring in my lewe, want ons het baie keer die doop van God se gees gevasgemaak in tale spraak, uitleg van tale, maar in hierdie teks sê hy vir my ook, dat dit is ook 'n stuk van hoop. As God se gees in my kom maar 'n stuk geloof, 'n stuk hoop in my op, en vanoggend, Here, dat jy sal opstaan op 'n ouderdom van 66, 67, wat ek wil sê, maar die Here het vir my kom voorsien. Ek het nie wat ek wil nodig nie. Dalk het jy weet nodig dat God se gees wie op jou uitgegiet word vanoggend. Ons wil altyd Pinkster hê. Ons wil altyd hê dat ons moet Pinkster, maar dalk moet jy net vir 'n slag weer vir die Here skree en bly wees. Waar wie is. Was jy al in iemand se teenwoordigheid wat hoop het? 'n ou wat 'n hoopvolle ou. Het jy al so ontmoet? Het jy al koffie gedrink en so voort? Daai ou is so aansteeklik, né? Nee? Altyd doen hy man, jy kan as jy wegloop, jy voel sommer ook dit is great. Ek gaan op 'n bank sommer 'n bank bedoof. Jy's hoopvol. Né? Nee? As ek hoop Here keer die gemeente om, maar daar nie is plek vir my is in die plek nie. Ons is al klaar op daai plek. Ek hoop dat God die dorp sal omdraai. Ek hoop dat God sy mense weer sal aanwakker. Ek hoop regtig dat God die Afrikaner volk op plek sal bring waar ons weer God eerste plaas. Ek hoop dat God die ANC leiers gaan gebruik ook. Hy kan. Nou kom ons kyk wat sê die teks. Hy sê vir ons 4 dinge. Wat hy praat oor Jesaja 44 en hy sê hy gee vir ons 'n belofte. En hy sê die belofte gaan 4 dinge as God se gees in die lewe kom, gaan hy 4 dinge doen. Wat sal hy vermag? En die eerste ding is hy sê my vrese gaan weggevat word. Here kom en hy gebruik Jesaja en hy sê jy Israel, wees nie bevrees nie. En hierdie teks het 'n hele klomp aspekte, maar ek ken vanoggend in hierdie stuk 'n tema toe, wil ek hom toeken om te sê hoop. Hoop. As ek 'n tema vir hom moet gee, is dit hoop. En hierdie 4 dinge is wat God se gees sy uitgieter sal vermag. As eerstens 'n stuk hoop. Heel eers dat God se gees uitgegiet word, het ek hoop. Ek kan nie God se gees in my lewe hê en sê ek het die hoop vermoor nie. Ek kan nie. En eerstens, hy vat my vrese weg. Die toekoms sal my en jou baie maklik kom intimideer. Nee? Maar die toekoms, ellende kom. Is ons vir baie jare die kerk gepreek. Pas op vir die eindtyd. Die dae gaan donker, dit is Bybels, die dae gaan donkerder wees en koop af jou blikkies kos. Party mense eet nou nog aan blikkies kos van 1970. Maar ons is so bang, die toekoms bring ellende. En ek eis my deesdae af die mense oor die eindtyd ken van die wederkoms. Want al wat hulle sê is ellende kom, pas op. Maar weet jy wat? God se gees gaan nie ophou werk nie. Hy gaan aanhou werk. Al die genade deur gaan hy toe gaan nie, hy gaan waarwyd oopslaan en God, Jesus gaan terugkom, maar hy sê die deur staan oop en siele gaan na Jesus toe kom. Al word die wêreld buite donker, moet ek en jy 'n stuk hoop in ons dra op pad vir môre toe.
Ons vrees gaan weggejaag word, maar daar's 'n belofte. Hy sê, kyk, ek gaan my gees uitgiet. Moenie so bevrees wees nie, broer. Moenie worry nie, daar's 'n ou liedjie, don't worry. Be happy. Nee, want moenie worry nie, ellende gaan kom nie. Wag vir God om iets vir jou te doen. Maar as jy die toekoms intimideer jy so baie, want die ellende gaan kom, maar dan maak dit jou ongelukkig. Ek vandag met ouer manne praat. Dieselfde God wat 40 jaar terug vir jou gesorg het, dieselfde God wat vir jou sal sorg as jy oud is. Hulle sê vandag, het omtrent, as ek my syfers reg het, omtrent 15% van ons mense kan aftree. Ellende kom. Ellende kom. Hulle sê ek het omtrent so 15 miljoen rand om af te tree vandag. Iemand so in die gebou? Nee, sien, ellende kom. Maar dieselfde God wat vir jou gesorg het 40 jaar terug, dieselfde God wat vir jou sal sorg wanneer jy aftree. Mag die Heilige Gees vandag die vrese oor die toekoms wegkom spoel. Romeine 15 vers 3. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Ja, teks moet jy gaan highlight. Mag die God van hoop julle vervul met blydskap, deur die vrede, deur die geloof wat jy oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Vanoggend, die Heilige Gees bring hoop vanoggend. En kan jy sien hoe baie keer ons die Bybel eensydig lees, as ons dink oor die krag van God se Gees. Hy sê die krag van die Heilige Gees bring hoop. Romeine 15 vers 13. Miskien moet ek anders dink oor God se geesgieting en sê, Here, mag U oor my U Gees my uitgiet sodat ek weer kan hoop hê. So wat doen hy heel eers? Hy vat my vrese weg heel eerste. Die tweede, my verlange na God word bevredig. En dit gaan iets mooi wys in die Bybel. Hy sê ek sal water giet oor die dorsland, sê ou vertaling. Weet jy dat in die Hebreëus kom die woordjie land nie voor, dit bestaan nie. Dit bestaan glad nie. En ek het 'n bietjie gaan inlees en gaan wonder en gaan probeer opsoek omtrent hierdie woordjie, hoekom sal hy sê dorsland? En dis 'n inlees, is my opinie, asseblief moenie vat as die waarheid nie, maar die Israeliete het die belofte letterlik sien in die land. Die Strong sê ek sal my water giet op die dorstiges. Israel het hierdie gesien in hulle land gebeur, letterlik. Hy sê, meer as wat die land dors het die Gees van die mens 'n dors na God. Meer as die land het die mens, baie meer as reën, het die mense verlange na God. Mense wie se verlange daar vervul is, wie se verlange vervul word, maak 'n reuse verskil. Ouens wat se belange of verlange gemeet is, kan 'n impak maak. Ouens wat se verlange vervul is, ek skryf in my journal die volgende: if this inner craving of the Holy Spirit is satisfied, it brings hope, and where there's hope, there's faith and love. En dan keer die wêreld om. As jy hoop het. Wat is die belofte van mag? Nommer 3, hy sê, ons sal altyd floreer, sê hy daar so. Die woordjie floreer is eintlik so mooi, dit beteken, jy sal altyd blommetjies dra. Jy sal altyd blomme dra, floreer, ons sal blomme te dra. Fauna en flora, floreer. As jy uitgegiet word, sal jy aanhoudend kan
blomme dra. En hy praat hier van iemand sy foon lei. Hy praat hier so van 'n wilgerboom. Ons bly die Vrystaat, ek het hom Donald nou dag Klerksdorp toe, en in die middel, alles is lelik, alles is dor, alles is grys, die gras is dood, alles. En in die middel van niks het nêrens, by 'n stroompie, in die Vrystaat, 'n wilgerboom. Grasgroen. Hy praat hier so van, en daai, so wanneer God se gees uitgegiet word, bring hy hoop, wat jou in die moeilikste tyd laat vrug dra. Die moeilikste tyd laat vrug dra. Die belofte sal vermag dat jy in oorvloedigheid kan lief hê. Jesaja 58 vers 11. Ons moet intrek, want hy praat oor die uitgieting van die Gees, en hy sê, en die Here sal jou gedurig deurlei, en jou siel sal versadig in dor plekke, en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nog nooit teleur gestel het nie. As God se Gees uitgegiet word, dan bring dit die vermoë om saam met om te kan lief hê. Maar as jy hoop het nie, kan die mense lief het nie. Nee? Maar as daar hoop is nie moeilik om lief te hê nie. Dit al beleef? Dis nie baie maklik om mense lief te hê as jy mismoedig is nie. Los my net uit. Nee? Dit is my hy so is. Okay, ek bely. Maar as jy lief het, ag nee, kom, wil jy 'n koppie koffie hê? Kom drink saam met my koppie koffie. Nee, as jy hoop het, het jy sommer weer lief, maar dit is baie moeilik om wanneer jy mismoedig is, wanneer jy nie hoop het nie, iemand lief te hê. Romeine 5 vers 5 bevestig dit. Hy sê die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Wat ons Gees. Ouens, ons begin verbygaan net aan die 9 gawes van die Gees. Heilige Gees bring vir my hoop en hy bring vir my goed saam met dit. Volgende wil ek konnektasie maak tussen God se Gees en hoop. God se Gees en hoop. Nog nooit van tevore dit gedoen nie. Hoop en die Gees. Vir Pinkstermense is die Gees taal en spraak en profesie en genesing, en dit ook. Dit is ook waar, maar waar is my hoop? Waar is my hoop? Miskien moet al die goed gebeur, sodat ek kan sê, Here, giet u Gees in my uit, sodat ek weer kan begin hoop kry. Ek is so hopeloos. Kan maar nie net. Kan nie klaar nie. Hoe gaan dit? Nee, kan nie klaar nie. Gaan goed, onder die omstandighede. Kom wil ek klaar. Daarom moet ek begin leer om my mond te hou. Maar as God se Gees my uitgegiet is, dan kom daar 'n stuk hoop. En saam met die hoop, sê Romeine 5 vers 5, kom daar sommer liefde ook. Die verskil tussen fonteine en sponse is, sponse vat net water. Fonteine lewer water. Johan, kom spreek asseblief. 'n Fontein lewer, en hy sê, julle gaan 'n fontein wees wat water lewer, wat nooit teleur stel nie. As jy hoop het. Anders jy 'n spons. Die stuk sê, jy sal genoem word met 'n erenaam, 'n prins. Hy noem Israel, hy noem hulle Israel. Die woord Israel beteken letterlik prins of 'n vors. Ek bid dat jy binne my en jou 'n vorstelikheid sal na vore kom. Nou as ons gesê het, die Heilige Gees
bid ek dat daar 'n volsigheid in my sal kom, as 'n ere naam ons het, as Here, my Heilige Gees, kom bring vir my weer hoop. Die sleutel tot hoop is die woord. Ek sal my gees soos water oor hulle uitgiet. Ja, nou in my kantoor, daar borrel waters. Nog even 2. Ek sal my gees soos water jou uitgiet. Volgende jy moet dit hoor, jy moet kan sien hoe God kom en hy tel jou op. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar hy kom hoop bring, as jy letterlik kan sien hoe hy water uitgiet. Hy sê my gees uitgiet soos water oor 'n dorsland. Die verskil is nog hier so. Sien water. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar aanhou. En dalk vanoggend moet jy hierdie hoor en sien. God se gees kom en hy kom uitspoel vanoggend. Dat waar jy dors is, waar jy nodig het vir hom hoop te bring, dat hy jou kom nat maak. Ons dink baie keer asof ons voel as we hiermee kan werk in ons lewens, ons te negatief. God is die bron van hoop in my lewe. Hoor gou wat sê Jesaja 46. Vers 4. Luister na my, nageslag van Jakob, oorblyfsel uit die nageslag van Israel. Ek het voor geboorte vir julle gesorg. En julle klein het vasgehou. Ek sal julle God wees deur jou hele lewe. Tot jy stok oud is, sal ek jou dra. Ek het jou gemaak, ek sal vir jou sorg. Ek sal jou ondersteun en jou red. Vanoggend, ek hoop nou in jou lewe nodig. Dalk vanoggend het jy droog aangekom. En wat jy nodig, God se gees het weer water oor jou uitgiet, so jy kan hoop kry. Ons is baie keer in baie van plekke is ons hopeloos. Ons wil God se gees hê, maar ek het nie hoop nie. Ek is bang vir môre, ek is bang wat gebeur, ek is bang vir dit. Here, kom vat my vrese weg. Here, help my om blomme te dra. Here, help my, bring vir my hoop. Ons ou song, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Volgende jy getrek in 'n beeld in, jy ingetrek in 'n woord in. Maar om jy vanoggend dalk jy begin reageer. Begin reageer, sê jy nou ek wil in my gees weer hoop hê om weer te kan lief hê. Vader,
U Gees bring hoop. U Gees aktiveer in my gees, Here, gawes en geloof. Maar saam met dit, Here, bring 'n vaste vertroue, Here, op wie en wat U is en wat U vir my doen. Here, ons word baie keer so mismoedig en so verloor ons hoop. Word bang vir die toekoms, Here, ek word so geselfgesentreerd, Here, en ek wil baie keer kom dinge hier, maar ek het eintlik net hoop in my lewe nodig. Vanoggend, Vader, kom bid dat U kom hoop gee. Mag ons vanoggend, Here, weer gedoop word in die Gees. Weer gedoop word, Vader, in hoop. Kom giet U Gees uit soos water op ons dorsland. Kom giet U Gees uit in my gees. Here, dat daar mag mismoedigheid of nie hoop mag wees, Vader. Mag U vanoggend kom en hoop in ons gees aktiveer. In Jesus naam. Amen en amen. As jy gebed verlang, ons nie voor wees. Jy is welkom uit te kom na diens. Ons gaan saam jou bid. Moenie vanaand mis nie. Worship night vanaand om 6, worship night. Gaan nie preekie, gaan net vanaand worship. Soos jy preekie, net worship. Binne 'n uur en 'n half daar omtrent. Jy's voor 8 by die huis. Maar kom ons bid vanaand, is dit reg? Kom ons staan saam. En dan as jy uitstap, jy gaan challenge. Stap gou verby ons saal. Ek moet die poort staan, nie kan sien. Ek's 'n kort mensie. Kyk by ons saal. Wat mens gesê het, is nie moontlik nie. Is Vrydag klaar. Amen. Jy het vir ons 'n jaar terug gesê, ek dink 10 maande terug, help ek, leierskap was julle, Johan, 10 maande terug gesê omtrent, nee, of September maand gesê bou. Ons begin bou sonder, begin bou met hoop, letterlik met hoop. Ons is 95, ek sê evangelis, hoe ver, 95%, klaar. Badkamer vir die week klaar gemaak, dames, julle konferensie gaan daar in die saal wees. As alles goed gaan, en ek kry my sin, ons die was klaar agtergekom, hou ons volgende na my kerk in die saal. Is dit reg? OK. Here, dankie, dat jy 'n waarmaker van die woord is. Dankie, Here, dat vandag ons weet, U regeer, en U is God. Waar ons huis toe gaan, seën ons, hou ons veilig. Mag ons vanaand terugkom, Here, met 'n verwagting vir aanbidding vanaand. Maar waar ons in die week ingaan, Here Jesus, mag ons uitgaan met hoop. In Jesus naam. Amen.